Goeiemôre almal, dit is vandag maandagoggend die 6de Oktober, die jaar 2025, 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vanoggend gaan ons so 'n bietjie gesels oor vervolging en oor vas en bid. Nou as ons in God se woord gaan kyk na Nehemia, het hy nie vreesbevange geword nie en sy broek het nie gebewe nie. Hy het geglo dat God het hom gestuur en hy moet die mure herbou van Jerusalem, sodat hulle weer 'n veilige plek het om in te woon. Maar natuurlik het daar mense gekom wat hulle wou bang maak en hulle vreesbevange wil maak. En so in ons dag en datum vandag, daar's nou 'n wetgewing, die CRL komitee het gesit en daar's nou 'n wet geskryf dat hulle gaan nou besluit wat kan 'n prediker preek. So as jy nou nie in hulle goed gaan vul nie, dan gaan jy moeilikheid hê. Jy gaan nie kan die woord verkondig nie. Nou Dani sukkel reeds so om ons woord nou op YouTube gelaai te kry. So mense, ons moet begin wakker word. Ons is in 'n oorlog gewikkeld en hierdie oorlog se vyand se naam is Satan. En hy kyk, hoe kan hy keer dat die woord van God uitgaan en mense tot bekering gaan kom? Maar wat gaan ons doen omtrent dit? Ons gaan vas en bid. En ons gaan die aangesig van die Here soek om te vra, Here, dat U vir ons sal deurdra en ons sal wys wat ons moet doen en hoe ons dit moet doen. So ek en Dani gaan vir so 3 dae vas en bid, van dag af tot en met Woensdag, 6 tot 6. Julle is welkom om saam te vas en bid en die Here se aangesig te soek. Ons kan nie meer hande gevou sit en sê, dit trok my nie. Mense, dit trok ons. Maar kom ons lees gou in God se woord, Esra. In Nehemia 8 tot 10 lees ons van die groot geestelike herlewing onder die Jode wat in Jerusalem in die omliggende platteland gewoon het. Enkele dae nadat die muur voltooi is, het die volk op die groot stadsplein vergader en die skrifgeleerde Esra het toe die wet van Moses aan hulle almal voorgehou en vir hulle voorgelees en hulle het regop gestaan terwyl Esra dit vir hulle gelees het. Nehemia 8 vers 3. Hy het so 6 ure lank vir hulle gelees. Die hele volk het geween toe hulle God se woord gehoor het, maar Esra en Nehemia het vir hulle aangemoedig om bly te wees en nie hartseer te wees nie. Hulle het die loofhuttefees toe gevier tot ter herinnering aan hulle voorouers en die verlossing uit die gevangenis in Egipte. Dit het groot herlewing laat plaasvind onder die volk en hulle het belydenis van hulle sonde gedoen. Nou hier in Esra 9 vers 3 sê dit, en hulle het van hulle plekke opgestaan en gedurende die 4de deel van die dag gelees uit die wetboek van die Here hulle God en gedurende die 4de deel belydenis gedoen voor die Here hulle God. Ons moet ook belydenis beginne doen, want ons is nie holy, soos wat ons dalk gedink het ons is nie. Ons moet belydenis doen en sê, Here, ons het grootliks gesondig teenoor U en ons het hande gevou en toegelaat dat al hierdie onheil oor ons kom. Ag nee, as hulle godsdienst uit die kerk uit die skole uit verban, is dit maar oukei. Hoekom het ons nie opgestaan en gebid daarteen, dat dit nie sou gebeur nie? En nou is ons land nie in so goeie toestand nie, maar kom ons lees ook Nehemia 6, ek wil hier vanaf vers 12 lees, want ek het duidelik gemerk dat God hom nie gestuur het nie, so Nehemia se vervolgers wou hom bang maak, maar hy het toe nou gemerk dat dit nie van God af is nie, maar dat die profesie wat oor my gespreek is, omdat Tobia en Sanballat hom gehuur het, daarvoor was hy gehuur dat ek bang sou word, en so maak dat ek sonde doen, sodat hulle al die slegte gerug kon dien, om my smaadheid aan te doen. Dink my God aan Tobia en Sanballat volgens hierdie werke van hom, en ook aan Noadja, die profetes, en aan die ander profete wat my wou bang maak, en die muur is voltooi op die 25ste dag van Elul in die 52 dae, en toe het al ons vyande dit gehoor, het al die nasies rondom ons bevrees geword, hulle het neerslagtig gevoel en hulle het erken dat hierdie werk van die Here af is. Nou Paulus was verskriklik vervolg. Hoor hierso wat het alles met hom gebeur. 4 maal het ek van die Jode ontvang 40 houe op 1 na. 3 maal is ek met stokke geslaan en 1 maal is ek gestenig. 3 maal het ek skibreek gelei in 'n nag en 'n dag en ek op die diep water deurgebring. Dikwels op reis in gevare van riviere, in gevare van rowers, in gevare van my volk, in gevare van die heidene, in gevare van die stad, in gevare van die woestyn, in gevare op die see, in gevare onder valse broeders,
in arbeid en moeite, in slapelose nagte, dikwels in honger en dors, dikwels sonder ete en koue en naakheid. Nou mense, as dit ons gaan oorkom, wat gaan ons doen? Ons rug op die Here draai? Nee, ons moet vasstaan in die Here, maar kom ons bid en ons vra die Here om ons in hierdie saak te lei. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons wil U loof, ons wil U prys, ons wil U eer, Here, daar is niemand soos U nie. Here, ons bid vir ons as 'n land, Here, elke volk, elke nasie, elke taal in hierdie land, Here, dat U met ons sal wees. Here, waar ons nou ons aangesig tot U toe rig en sê, Here, help ons, want hulle wil nou bepaal wat mag ons sê en wat mag ons nie sê nie. Hoe moet ons U aanbid? Here, en dit kan nie wees nie, want dan gaan hulle afgode beginne inbring. Here, en ons kan nie afgode dien nie, ons wil U dien en U alleen. Here, ek wil U die volgende bid en profeteer oor elkeen. Jesaja 54 vers 17. Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie, en elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weer lê. Dis die erfdeel van die knegte van die Here en hulle geregtigheid wat uit my is, spreek die Here. Halleluja, amen en amen.